Wel, flikke maandagmorgen, die wijntje is so lekker koel. En ek dink ja, dit gaan nog lekker koud word. Maar in ons harte is ons dankbaar. Ek dink dis die enigste plek waar dit warm klop, is in ons harte, wat ons nie elektroniese ding hoef aan te sit nie, maar met die liefde van die Here wat in ons harte is. Geliefde kyker, ek gaan vir so 'n paar dae nie op die lug wees nie, weens sekere omstandighede. Ek gaan nie daaroor uitbrei nie, maar weet dit dat ons hou u in gebede in en ons vertrou die Here dat hy u sal deurdra wat hy ook al doen en waar hy ook al is. Ek wil so kort gedagte net deel met u voordat ek vanmôre van die lig afgaan, en dit is dat die hoekoms en die waaroms. Ons vra dikwels, hoekom ek? Waarom gebeur dit? Wat is die rede vir dat? Hoekom is dit nou weer so? Dis die hoekoms en die waaroms. En ons vra hierdie vraag omdat ons dikwels antwoorde in ons lewe soek. En die antwoord is en bly en sal altyd getrou wees, nie op my tyd wat ons die antwoord kry nie, maar op God se regte tyd. Baie keer kry ons antwoorde, mensgemaakte antwoorde. En ons gee net antwoorde om 'n persoon gemaklik of rustig te laat voel. Maar die realiteit is, wanneer God vir jou werklik daai antwoord gee, dit is wanneer jy daai innerlike vrede het met die wete, dit is die Here. Nou, die gedeelte wat ek vanmôre vir julle wil lees, is uit die Amplified en Matteus 11. En dit is my so mooi. Jy stel dit daar vers 28 en ek wil julle bemoedig vanmôre daarmee te sê, hou vas aan hierdie woorde. Luister baie mooi, hy stel dit my so mooi. Hy sê, come to me, all of you who labor and heavy laden and overburdened. Ons is oorlaai met dit, nee? Hy sê, and I will cause you rest. Dis die enigste plek waar ons gerus vind, is by hom, wat hy, die Here homself, gee uitnodiging, omdat hy omgee vir ons. Hy sê, I will ease, and I will relieve, and refresh your soul. So dit is waar die plek waar ons moeilik oppak, nee, in ons siel. En baie keer as ons liggaam siek raak, lê die probleem al reeds iewers in ons siel of ons hart. Hy sê, take my yoke upon you and learn of me, for I am gentle, meek, and humble, lowly in heart, and you will find rest, relief, and ease, refreshment, and recreation, and bliss, quiet for your souls. Dit is my so mooi. Hy kom eintlik so met 'n sagtheid, met compassion, met 'n hart van omgee, om te sê, weet jy wat, as die lewe jou so druk, dan kom hy en sê, kom na my toe. Die Afrikaans sê, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, want ek sal vir julle rus gee. En wanneer hy sê, en wanneer hy die woorde spreek, en hy sê, I am gentle, is God self wat sê, for I am gentle, I am meek, and I am humble. Oh, dit is my so mooi gestel, so uit 'n vaderhart, 'n hart van omgee, 'n hart van compassion, 'n hart van liefde. En ek wil vanmôre u moet daarin vind,
en dat jy in hierdie dag die oorwinning daarin sal vind, met die wete, ek kan na hom toe hardloop, run to me, says the Lord, hardloop na my toe, sê die Here, nie na mense toe, hardloop na my toe, loof die Here. Hy sê daar, for my yoke is wholesome, useful, good, not harsh, hard, sharp, oppressing. Geliefde kyker, hy sê, but comfortable, gracious and pleasant, and my burden is light and ease to be borne. Dit is my so mooi gestel, en ek wil in hierdie dag aanmoedig, en vir jy sê, vind die krag daarin, vind die oorwinning daarin, skep vanmôre moed in die koning, hey, halleluja, hy is die een wat jou gaan dra, en hy is die een wat jou sal optel, en jou op oorwinningsgrond neersit. 'n geseënde wonderlike tyd vir jy, mag God se oorwinning u oorskadu in elke faset van die lewe, en ek gun u die beste en die mooi in die lewe. Dit is my voorreg om op hierdie wyse in die huis te kom, in die harte in te kom, en met u te deel, en dat u vanmôre in die hart hierdie compassion en omgee en liefde kan ervaar, want ek praat vanmôre met 'n hart van compassion, waar jy ook al vanmôre beweeg, en het sy enige of jou werksplek, en mag daardie werksplek ook enige plek wees, dat jy daai compassion in daai hart, en daai omgee, en daai liefde kan uitstraal na ander toe, en dit vir hulle gee, en dit met hulle deel, en dat jy werklik waar vir hulle kan sê, weet jy wat, daar is 'n plek waar jy kan rus vind. Ek groet jy, seën vir jy, en vrede vir jy. Ek gaan nie net mooi. Tot ziens.